So vanaand is God se volk staan op. Nou eintlik kan mens regtig 'n reeks maak van vanaand se. So ek het toe nou maar gestop waar ek dink 'n uur gestop word. Want hierdie is eintlik, ek kan vir julle besig hou vir baie aande rondom hierdie spesifieke onderwerp. En so dalk ja Nico, kan julle my eendag terugroep vir 'n week van dit as die mense belangstel. En dan môre aand is Amerika versus die res. So waar Amerika is in profesie en ek gaan vir julle die profesie oopmaak en ons gaan 'n bietjie kyk waar staan dit, want dit is die laaste fase voordat daai klippietjie hierdie beeld kan tref, voor die Here kan kom. Maar voor ons begin vanaand, wil ek graag hê ons moet saam blaai en ek wil gisteraand vir julle lees vers vir vers. So Daniël hoofstuk 7. Daniël hoofstuk 7 en ek wil net 'n klompie verse net vir julle sistematies deurwerk. Want hierdie is tog die basis vir vanaand se lesing ook. Maar gisteraand was daar net te veel inligting om dit te gedoen het. Voor ons die woord van God oopmaak, kom ons bid saam. Die Here is 'n groot God. 'n God wat die verlede, die hede, die toekoms, alles in u hande vashou. U weet presies wat gaan kom. U wonder nie, u weet. En dit is u getuie dat u kom en die toekoms vir ons oop lê. Openbaring 19 sê u dat u getuie is die gees van profesie. En die gees van profesie is daar die vermoë om die toekoms te kan sien en deur u profete vir ons dit deur te gee. En ons sê dankie daarvoor. Dankie vir u waarskuwings en dankie vir u leiding. En help elkeen wat vanaand hier sit om die nou pad saam met u te vind en te loop. Hou ons daarop asseblief, op die nou pad. In Jesus naam, amen. Daniël 7. In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien, 'n gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien en kyk, die 4 winde van die hemel het die groot see in beroering gebring. Die see, natuurlik menigtes nasies en tale. Daai wind is natuurlik, daar's oorlog. En 4 groot diere het uit die see opgeklim. So elke keer as die see roer, 'n groot roering het, daar oorlog is, het daar 'n dier opgekom. Die een verskillend van die ander. Die eerste, dan word daar's 'n dier wat eerste uitkom na die see in beroering was. Die eerste was soos 'n leeu en hy het vlerke van 'n arend gehad. Ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op 2 voete neergesit is en daaraan 'n mens se hart gegee is. So hy was soos 'n leeu en hy het soos 'n mens geword. So hier's 'n verswakking wat plaasvind, maar ook van 'n wreedheid tot 'n minder. So hier is 'n verandering wat plaasvind in Babylon. En kyk, 'n ander dier, 'n tweede het gelyk soos 'n beer en is aan die een kant opgerig en 3 ribbes was in sy bek tussen sy tande. En so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vlees. Nou, as jy 'n ribbebeen in jou bek het, het jy iets opgeëet, né? Iets opgeëet. Daai simbool sien jy. Hy het hierdie 3 nasies, ons het gisteraand gesien wat se 3 nasies hy opgeëet het. Een van dit was Babylon, Egipte en Lydië. Daarna het ek gesien en kyk, daar was 'n ander een, soos 'n luiperd. Dit het 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad.
Ook het die dier 4 koppe gehad. En aan hom is heerskappy gegee. Ons het gesien dat dit groot spoed waarmee hy beweeg het, Alexander die Grote, en sy koninkryk is in 4 opgedeel, die 4 generaals. Daarna het ek in die naggese gesien, en kyk, daar was 'n 4de dier. Vreeslik, is skrikwekkend en baie sterk. En dit het groot ystertande gehad. Dit het verslind en vermorsel, en die oorskot met sy pote vertrap, en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het. En dit het 10 horings gehad. Terwyl op die horings ag gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op. En 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel. Ons het gesien Rome het in 10 opgedeel, die pausdom het net daarna opgekom, en het 3 nasies ontwortel, 3 koninkryke. En kyk, hierdie horing was ek het my bril nodig, wag, ek het hom nie gehad, hier is hy. Ek net gou my leesbril opsit. Dis nie 'n leesbril nie, ek weier om dit te glo, dis 'n vergrootglas, as julle wou weet. En ek het bly kyk tot die trone reg gesit, vers 8. Terwyl ek op die horing ag gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op, en 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel, en kyk, in hierdie horings was oë soos mensoë, en 'n mond wat groot dinge spreek. Die volgende toneel het ons nie na gekyk nie, want dit is eintlik die oordeel. En die oordeel hardloop saam met Openbaring 14, sy tweede helfte, en ook Openbaring 18. En dit sal julle in die volgende weke hanteer. En dan gaan ons oor na vers 15. Die gees van my Daniël is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik. Ek het nader gekom, en een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles, en hy het dit vir my gesê, en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak. So hier is die uitleg nou. Hierdie groot diere is 4. 4 konings sal uit die aarde opstaan. So ons weet nou, dis 4 koninkryke. En die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang. In ander woorde, wat gebeur daarna? Onthou julle daai klip, selfs soos Daniël 2. En hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. So ons sien daai selfde patroon soos Daniël 2. Toe wou ek seker, toe sy nou klaar verduidelik. Nou gaan hy 19 vra Daniël weer. Toe wou ek sekerheid verkry oor die 4de dier. Daai 4de dier het hom gepla, baie gepla. En natuurlik Jesus is in daai 4de dier gekruisig deur hom in sy tyd. Wat van al die diere verskillend was, buitengewoon vreeslik. Met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap. En oor die 10 horings wat op sy kop was. Hy wil weet oor hierdie horings. Hy wil weet, wat is hierdie 10 horings? Hy wil meer sekerheid hê. En die ander een wat opgekom het en waarvoor 3 geval het. Hy wil weet oor hierdie ene. Naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het, wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as die ander. Ek het gesien dat hierdie horingkie oorlog voer teen die heiliges en hulle oorwin. Hulle oorwin. Tot die oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf en die bepaalde tyd gekom het, dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het. So het hy gesê, die 4de dier, die 4de koninkryk sal op die aarde wees, wat verskillend van al die koninkryke, en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en verbrysel. En die 10 horings uit daardie koninkryke koninkryk sal 10 konings opstaan. Ons het gesien, Europa het verdeel in 10. En 'n ander een sal na hulle opstaan. Ja, 4, 7, 6 en toe sit 5, 3, 8. En hy sal verskillend wees van die voriges en 3 neerwerp. Konings neerwerp. Ons het gesien, daai 3 is weg vir ewig. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste. Het hy woorde gespreek teen die Allerhoogste?
O, verseker, hy dink hy kan ook vergewe. Hy sê hy is vicarius filii, hy is in die plek van God. En die heiliges van die Allerhoogste mishandel, het hy mishandel. Ja, 70 miljoen, party maak en hoor, as ons die kruistogte eintlik bysit, hardloop party geskiedkundige skrywers, dit op tot 'n miljoen mense. Ag, ek bedoel 100 miljoen mense. Nee man. Meer. Hoe was dit? 70 miljoen. Ja, dis 'n biljoen of dit was baie hoog. Ek kan nou nie presies onthou nie, maar was nog nulle by. En hy sal probeer om tye en wette verander en hulle sal in sy hande het hy die tye en die wet probeer verander? Ja. Hy het die wet van God verander. Hy het sommer een weggevat. Hy het die ander een verander, die dag het hy verander. Die ander een het hy wat gedoen? Hy maak hom tot niet, kan maar jou plaasiekie vat. As jy 2 het, sorry vir jou. En hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd, tye en 'n helfte van 'n tyd. So het presies gesien hoe die 1260 jaar pragtig vervul word. Maar die gereg sal sit, hier kom die oordeel weer. En hulle sal hom die heerskappy ontneem en dit vergoed te verdelg en te vernietig. Dan word die koningskap en die heerskapheid en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Hierdie is die einde van die saak wat my daarin betref. My gedagtes het my verskrik en my gelaatskleed het verander aan my. Elke ding het gebeur. Waarheen? Waarheen? Jesus moet kom. Openbaring 13 brei dit dan nog 'n bietjie verder uit. En ek wil dit vir julle net lees ter inleiding. Want ek wil hê julle moet besef hoe die woord waar word. Ek hoop julle verstaan soos ek lees. Maak hierdie goed vir julle sin. Openbaring 13. En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings. En op sy horings 10 krone en op sy koppe 'n naam van godslasterlik. Is hy godlasterlik? Of sê dit gehoor? En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd. Ja, hy kom daar van die luiperd en sy pote soos die van 'n beer. Ja, as jy die beer gesien en sy bek soos die van 'n leeu. En die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. Hy mimiek die duiwel se gedagtes. En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was. En sy dodelike wond is genees. Het hy in 1798 sy dodelike wond gekry? Het ons dit gesien, Bertier? Is die wond besig om te genees? Ek weet nie van enige ander staatsman of enigiemand in die wêreld, as hy doodgaan, dat al die presidente en afgevaardigdes en almal daar gaan en voor die lijk gaan kniel nie. Het julle al ooit so iets gesien? Dis nie die enigste teken nie, maar dis een wat ek nou maar vir julle gewys het. Daar's baie meer wat wys. Een van sy koppe gesien net of hy dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Tjoe. Is ons is, behalwe Suid-Afrika, né? Nee, ons is bietjie agter, né? Ons gaan nie dit doen nie. Die hele wêreld. En hulle die draak aanbid, wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid, en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wat is aanbidding? Is sang tot die Here, kniel voor hom. Nee, dis aanbid. Aanbidding is knieling voor iets. Enigiets. Aanbidding is sang voor dit. Nou doen hulle nog tevore 'n dooie een ook. Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasterlik uitspreek. Heeltemal godslasterlik. En aan hom is mag gegee vir 42 maande lank. Ja, presies weer, né? En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel
en die wat in die hemel woon te laster. Julle het dit gisterand gehoor. Met mag bo die Almagtige. Ek wil dit skaars sê. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. Dis nie net oorwinning met 'n geweer nie. Dis 'n oorwinning hier, party net hier, party wat hy doen. En hy het met sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel. Vanaand gaan ons 'n bietjie kyk na die tabernakel. Julle gaan nou sien. En die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. Vers 7. Ek wil julle kort in ek sê. En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Dink julle hy het 'n invloed op ons Afrikaanse taaltjie? Dink jy hulle het 'n invloed op wat hier gebeur? Mense, as julle gaan kyk wat is hulle filosofie, dan trek dit reguit deur na wat hier gebeur in hierdie wêreld, in ons land. Ons ouens dink dit nie self uit nie. Hulle kry eers hulle voorskrifie wat hulle volg, net soos met COVID. Ek wens ek het 'n aand gehad om dit vir julle uit te wys. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se naam nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is nie. As jy iemand oor het, laat hom hoor, sê die Here. As iemand oor het, as jy dit wil hoor, bekeer, ja. Goed. Daar is ons al 10, ons het hulle nou net deurgewerk. En maar nou die hervormers. Ek stap daar in Nuremberg en ek het gehoor van hierdie beelde. En ek loop toe soontoe en ek kom toe in die middestad. En ek kom by hierdie saal aan en dit is eintlik hoog. Julle kan nou sien daai meisiekinders. Ek is 'n bietjie korter as ek, maar dit maak nie verskil nie. Dis nogal hoog. Dis 'n groter as 'n stadsaal, stokoud. Nuremberg is van die oudste stede in Duitsland. En ek gaan kyk daar, wat het hulle daarbo gemaak? Kom ons kyk bietjie nader. Ek neem dit toe af. Wie's daai? Nebukadneser met sy leeu en sy vlekkies. Daar's Kores met so 'n tipe van 'n perse hoedjie op. En daar is die beer. Wat het ons hier? Hier het ons vir Alexander die Grote met sy luiperd met sy 4 koppe. Wat is hierdie? Julius, ou Julius, né? Ou Julius Caesar, né? Ja, daar's ou Julius ook. Met die draak en sy 10 horingkies. En toe zoom ek nou 'n bietjie in. Hulle tot 'n ou, shame, die ou draakie kan nie die duwe weghou nie. Hulle het so 'n draadjie daar gesit vir die duwe. In elk geval. Nou ja, hy met sy oogietjies. Shame, hy's nogal lelik. Maar hierso is 10 horings. Hulle kon nou nie uitpeel toe hy 3 ontwortel nie, maar hy's nou die 11de een wat bietjie hoor is. Ek dink nie hy het heeltemal in die Bybel 100% gelees het. Gesien hy's bietjie groter nie, want die skrif sê duidelik. In elk geval, daar is wie's daar? Die paus homself. Het ons voorvaders geweet? Het hulle geweet? Kom ons lees, wat sê Martin Luther? Luther het openlik verklaar, hy het 2 Tessalonisense 2 gebruik om die paus as die mens van sonde te identifiseer. Hy het dit geweet. Nou, hoekom sê die Lutherane niks meer vandag van dit nie? Wat het gebeur? Is hulle dalk besig om verwonderd agter die dier weer aan te loop? Dis net 'n vraag, ek weet nie. Johannes Calvin, met ons hervormde kerk is, wat het hy gesê?
Calvin het die paus hom as die vernaamste anti-Christelike mag van sy tyd beskou. Is 'n kommentaar oor op 2 Tessalonisense 2 vers 4 verwerp hy die idee van 'n toekomstige Nero en beklemtoon dat die anti-Kris reeds in die kerk teenwoordig is. Net klaar, het dit gesien. Nou kom ons lees net gou daai 2 Tessalonisense. Kom ons lees dit net gou. Kom ons lees wat staan daar. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Want eers moet die afval kom. Ek wil hê jy moet die patroon sien. Eers moet die afval kom en die mens van die sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Die teestander, wat beteken teestander? Ek wil 'n bietjie vroeër verduidelik. As jy in leierskap, as jy teen iemand is, wil die leier eintlik in die ander leier se plek wees. Jy is anti hom. Jy is vicarius. Jy wil in sy plek wees. En dan word daai teestander sê vir ons, dis anti-God. Hy's teen hom. Die teestander wat hom verhef, hoe het ons dit gisteraand gehoor, bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is. Met ander woorde, hy sien homself as hoër as enige ander mag. Hy sien hom eintlik hoër as die koning vir die konings. Hy sien dat tot God moet ondergeskik wees aan sy besluite. Hy sien homself eintlik as God. Jo. Nou wat vir my so ironies is, as ek nou die vorige paus daar in wou sit, dan is hy die God in 'n reisstoel. Ek verstaan nie. Niks fout met 'n reisstoel nie, maar dis nie 'n God nie. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word en voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Is dit nie net presies dit nie? Mense, jy kon dit nie uitgedink het nie, dat daar so iemand is nie. Maar so waar. Vers 7. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al in die werk. So hier's 'n verborgenheid. Onthou, sy is die moeder van die hoere, van die gruwels van die aarde. Op haar voorhoof staan daar verborgenheid. Op haar voorhoof staan verborgenheid. Sy is iemand wat in die geheim werk. Hierdie ou werk in die geheim. Verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Met ander woorde, van Petrus se tyd, Paulus se tyd af, is hierdie verborgenheid al, toe dit so helder geskyn, toe die waarheid op sy helderste geskyn het, was die verborgenheid al aan die werk. Nou as dit al toe so waar dit alles so helder klink klaar was, so geskyn het, die verborgenheid toe al aan die werk is, hoeveel te meer nie vandag nie? Vra ek vir jou. So daar dalk 'n rede hoekom maar 30,000 verskillende Christelike denominasies is. Daar's dalk 'n rede voor. Dalk die verborgenheid wat elke keer so 'n bietjie insluip. En dan sal die ongeregtigheid openbaar word. O, maar dit gaan geopenbaar word. Met ander woorde, al die donkerheid van hierdie gaan in die lig helder gemaak word. En dan sal die ongeregtigheid geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Gaan hierdie man en sy stelsel vir ewig leef en die dogters, waaraan moet ons vashou? Aan hierdie woord of aan 'n stelsel? Ek vra net. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerlei kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. In ander woorde, hierdie verhaal kom nie met klein wonderwerkies nie, met wonders van die leuen.
en met allerlei verleidinge en ongeregtigheid. Sjoe, en die wat verlore gaan. Pas op, wat verlore gaan. Ek het dit nie gesê nie, dit staan hier geskrywe. Dit is wat Martin Luther hulle gelees het. Dit is wat Calvin gelees het, hierdie. Omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het nie om gered te word. Dis die liefde tot die waarheid wat nog hierdie ongeregtigheid teëgehou het vir 'n ruk. John Knox, wat het hy gesê? Die Skotse hervormer het verklaar dat die paus die ware anti-kris is en het die katolieke mis as afgoderry bestempel. As afgoderry bestempel. Het julle geweet as die katolieke die mis doen, nogmaal, elke keer as hulle daai broodjie vat, glo hulle, as die priester hom eet, dan word dit regtig die liggaam van Christus. Wat hulle nou, hulle maak elke keer Jesus dood. Elke keer. Dis nie simbool nie, dis regtig sy liggaam. Hierdie stukkie is nou regtig sy liggaam. En daar's manifestasies wat ons al gesien het waar as hulle hom so hap, dan loop die bloed uit. Maar wonderwerke wat hulle doen. Weird goed. William Tyndale, die Engelse Bybelvertaler, het die paus as die anti-kris beskryf en het die Romeinse stelsel as die teenstrydig met die evangelie beskou. As teenstrydig met die evangelie beskou. William Tyndale, kyk hierdie datums, né? Sir Isaac Newton, Anglikaanse kerk. Alhoewel meer bekend as 'n wetenskaplike, het Newton in sy teologiese geskrifte die paustelike stelsel as die vervulling van die profetiese anti-kris gesien. Tot ou Sir Newton, né? Die dog is net 'n gravitasiekrag of iets soos dit. Wat was dit? Hoekom het hulle dit erken? Hoekom toe eers in die 14, 15, 16 eeu? Wat van die lot daar by die 12de, 11de, 10, 9, 8, 7, 6? Wat van daai eeue? Wat het daar gebeur? Hoekom toe eers? Dis die vraag. God het voorspel. En hulle sal sy hart oorgegee word gedurende tye en die helfte van die tyd. So die Here het dit toegelaat. Toe hoor ek 'n man met linne bekleed wat bo oor die waters van die riviere was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die ewige lewende, 'n tyd en 'n helfte van 'n tyd. En as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal hierdie dinge vervul word. So in ander woorde, God laat toe dat hierdie afvalligheid gebeur. God laat toe dat hierdie mag die kerk oorwin. Hy laat dit toe. Hy sê, laat ons sien wat is die gevolg. Hoekom doen hy dit? Want dit is 'n misleidende krag. Nou ek weet nie van julle nie, maar as daar twee mense hier voor my sit, en ek kry dit baie keer as 'n predikant, dan sal jy by huismoles aankom. Dan luister jy na A, en dan luister jy na B, dan is dit asof dit nooit dieselfde storie was nie. En jy weet nie wie jok, en wie praat die waarheid nie. As 'n man 'n vrou verneek, wat is die gemiddeld wat dit kan hou, voordat hierdie verhaal ontpop en bars? Maksimum 2 jaar. Of gemiddeld 2 jaar. Dan word hierdie sonde ryp. Dan word die sonde ryp. En die ding kom uit. Wie praat gewoonlik? Die vrouens natuurlik. Met ander woorde, in die begin weet jy nie wie jok nie. Jy kyk na hierdie verhaal, jy hoor die misleiding en jy kyk die ander kant. Nou wie's dit? Nou wat die kant is dit nou? Watter kant toe? Gee dit kans. Die vrugte sal vir jou sê. Natuurlik is die woord wat vir ons lei heeltemal in die waarheid. Hier kan ons gaan kyk, maar die wêreld wil weet, die Satan nie 'n punt weet met sy misleidings nie. Die heelal wil weet. En God sê laat dit nou bietjie, laat dit nou loop.
Kom ons laat dit loop vir 'n ruk. Ons kyk wat gebeur. Hy's 'n groot woordespreker, 'n godslastering spreek vir hoe lank? 42 maande. Maar die voorhoof, nou gaan ek vanaand op hierdie een fokus. Maar die voorhoof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. In ander woorde, die Here het voorspel vir 42 maande, 1260 jaar, gaan hierdie voorhoof van die heiligdom vertrap word. Iets gaan gebeur. Hierdie ding gaan misleidend word. Kom ons kyk bietjie. Ek wil graag net gou hierdie hele wie opsit. Eerste is daar 'n verborgenheid. Hier's 'n geheime sinnigheid, hier's 'n misleiding wat in die kerk inkom. En hierdie ongeregtigheid word al hoe ryper, maar iets hou hom terug. Iets hou hom terug. En dan op 'n stadium, dan word hy al hoe ryper en dan gaan die waarheid tipe van weg en dood. En dan is dit hierdie ongeregtigheid wat seevier vir 'n lang tydperk. En dan word hy, en dan sal die ongeregtigheid geopenbaar word. Dan sal dit geopenbaar word. So ons sien nou hierso waarheid, en die waarheid, en dan is daar 'n leuen en ongeregtigheid, en dit oorwin die heiliges. En dan is die ongeregtigheid geopenbaar, maar die leuen het nou ryp geword. Weet, as dit nou goed ryp is dit soos 'n pysie wat bars, né? Mooi. Julle weet almal hoe lyk dit, so lekker, né? Ons keuse, dan het ons 'n keuse. Gaan ons aan hierdie ongeregtigheid vashou? Want dit is al geopenbaar. Nou weet ons, klink klaar, kan ons sien. Dis reg, verkeerd. Nou moet ons besluit, gaan ons volgens die Bybel of nie? Gaan ons die tradisie volg of die Bybel? Wat een gaan ons nou doen? Wat een gaan ons nou doen? En dan het ons 'n keuse vir hervorming. En dan hardloop ons of met die valsheid, verwoesting toe wat ons gelees het. Hy gaan verwoes word met die verskyning van sy wederkoms. Of waarheid en jy het 'n ewige lewe. So jy het 'n keuse en jy staan by daai keusepunt. Kom ek verduidelik julle net gou dan die geskiedenis bietjie. Die geskiedenis van die kerk en hierdie is uit Openbaring 2 en 3. Openbaring 2 en 3. Openbaring 2 en 3 is daar 7 kerke en Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Nou ons sit hier in Laodicea. Hier is Efese. Hulle is so 31 tot 100 na Christus. Die woord beteken gewenste en begeerlike. Dis die vroeë kerk se apostels. Dis toe die 12 apostels nog geleef het. En hulle het verkondig. Ja, dit was opwindend want as jy nie seker was nie, hardloop jy na oupa Johannes toe. En jy gaan vra vir hom. Luister hier, ons het nou net sekerheid kry of jy gaan vra vir Paulus of jy gaan vra vir Petrus. Kyk, die ander het vroeër dood gegaan, so daar was so 'n paar van hulle wat so 'n bietjie langer aangehou het. En Johannes was een van hulle. So jy kan altyd gaan vra. En toe gaan Johannes soos hy nou nie meer nie. Sjoe. En toe Smyrna. Toe kom dit in die volgende tydperk, maar toe begin die vervolging. Daar's 'n rede hoekom ons sê 100 na Christus. Nou hierdie datums is nie altyd perfek vas nie, maar daar's baie keer 'n gebeurtenis wat 'n verandering bring in die kerk se era en die beskrywing in Efese in Openbaring 2 en 3 is die beskrywings. Ongelukkig is daar nie tyd vanaand vir dit nie, anders kon ek veel ek kan beloof vir julle ons kan 'n paar ure op elkeen gaan. Dis fantasties hoe daai era 100% beskryf word in elke stukkie. En toe kom ons by Smyrna. Toe is daar vervolging. Onthou julle daai leeu's wat die Kolosseum het, hulle vir die leeu's gevoer. Julle ken die geskiedenis en hulle was olie oor hulle gegooi en as lampies gemaak. Dit was verskriklik hoe die Christene gedood is. En die naam was lieflike geur. Nou, ek wil nou nie daar's redes vir die name, wat die name beteken, Smyrna. Maar is daar 'n groter liefde as wat jy vir iemand sterf? Daar is nie 'n groter liefde nie. En hierdie mense het op die duisende gesterf vir hulle geloof. Tyd van vervolging. En die tyd van vervolging, jy moet nou so waar heeltemal oortuig wees van jou geloof, anders kan jy doodgemaak. Weet wat ek bedoel? Met ander woorde, dis die enige ou wat vir sy geloof sou sterf nie.
Nou kyk, die Romeine was nou nie, hulle het nou nie noodwendig altyd gaan soek vir die Christene en hulle uitgemoor nie. Maar die wet was so geskryf. Die wet was so geskryf dat as jou buurman iets verkeerd gedoen het en hy hardloop na die goewerneur toe, en die goewerneur hoor hy het iets verkeerd gedoen en hy hoor hy's 'n Christen, dan veroordeel hy hom omdat hy 'n Christen is. En die ander saak is een kant en jy word gedood omdat jy 'n Christen is. Met ander woorde, hulle het jou nie gaan soek nie, maar as jy nou te vinnig gery het, jy weet wat ek bedoel, of iets verkeerd gedoen het, of as jou bure, ek dink ons was die beste bure daai tyd. Hallo, my haan, het hy te vroeg gekraai, ekskuus man, ek sal hom vir jou bring, jy kan hom maar eet. Eerder jy, my haan as ek, hè. So met ander woorde, ons was die beste bure ooit daai tyd. Maar dis hoe die wet gewerk het. En so as daar enige rede was, het hulle jou dan nou vervolg. En daar was tye wat erger was. Partykeer het hulle ons gesien as die Christene gesien as 'n bedreiging vir die regering. Die Romeinse ryk was besig om te val. En wie die skuld gekry? Die Christene. So hier gaan ons in 'n fantastiese tyd, hulle was lief vir die waarheid. En toe kom Pergamus, 3:3. Wat gebeur? Konstantin besluit, hy was die keiser toe. If you can't beat them, join them. En hy het 'n weermag nodig gehad. Hy was besig om teen die ooste te veg. En hy was nie heeltemal aan die wenkant nie. Toe kry hy die visioen, sê hulle, en hy sien 'n kruis en daardeur gaan hy gered word en so sal hy wen. En een oggend staan hy op en hy sê, ek is 'n Christen. Want sy ma was ook tipe van 'n Christen. Ek is nou 'n Christen, ek bekeer. En hy vat sy hele weermag en hy marseer hulle daardeur die Rynrivier en hy sê, nou is julle gedoop, Christene. Hy het uitgevind, hoe word jy nou 'n Christen? Toe hoor hy nie, jy moet gedoop word. Toe sê hy nie, marseer mense, marseer. Marseer hulle daardeur en hulle almal word Christene en dit word 'n staatsgodsdiens ook, saam met die pagan verhaal, altyd 'n staatsgodsdienste. En hier kom 'n tydperk van kompromie. Die kompromie het begin. Dit was 'n guldige geleentheid vir nonne en monnike konsep om te ontwikkel en die duiwel gebruik het, want net voor dit wat die monastriestelsel het nogal gehardloop. Maar vir 'n ander rede, dit was nie hierdie idee wat ons vandag het nie. Dit was daai tyd was hulle het gevlug na die berge toe vir hulle geloof en hulle daar in die berge gebly en hulle het uitgegaan na die dorpe toe om te evangeliseer en hulle weer terug berge toe. En toe kom hierdie konsep in van, toe sê die pagan ouens, maar ons het tempelmaagde. Dis alles behalwe maagde, maar in elk geval tempelmaagde en daar's tempelpriesters, het julle ook. Maar ons het leraars maar die vrouens wil ook iets doen. Julle nonne. Ag, julle het tempelmaagde. Okay, maar kom ons maak hulle nonne. Ek wou iets anders noem. Besef ek dis nie die regte term nie. In elk geval klooster iets. In elk geval, toe sê daar's nonne. So toe kyk hulle na die verhaal en sê, "Jo." En so begin die nonne hulle lewe vir die Here gee. En toe sê hulle jy mag nie trou nie. En daar begin die nonnestelsel. En die nonnestelsel glad die Bybels nie. Daar's geen skriftuur nie. En so begin hierdie pagan konsepte inkom. En hulle vra toe, maar luister hier, ons het gode en ons aanbid vir hierdie gode. Wat het julle? Wel, ons het Jesus. Okay, nee, fantasties. Julle ook 'n God. Ja, ons het ook 'n God. Man, fantasties. Ons het 'n gode. Maar ons het baie. Het julle ons het julle hoofgod. Ja, sy naam is Jesus. Fantasties. Het hy dalk 'n ma? Ja, hy het 'n ma gehad. Wat is haar naam? Maria. Ons is Madonna of Guadalupe. Dis ons God se ma. Sy's ook 'n God. Nee, ons was 'n mens gewees, maar ja, wel. Kan ons nie maar kyk hoe kan ons weer goed by mekaar bring nie? Dan kan ons in eenheid, dan is ons een groot happy family. Een groot pragtige godsdienst. Ons moenie na doktrines kyk nie. Kom ons kyk of ons in liefde by mekaar kan uitkom. En hulle sê ja, dis reg en toe hulle weer sien toe vat ons van Maria en Madonna, ons maak dit een mens. Ja, nou kan julle ook bid vir ons. Julle kan ook Christene word. Man, ons maak Madonna Maria. Hoe klink dit? Nee, dit klink soos 'n plan. En hulle het Maria en Madonna, is nou gelyk. Toe vat hulle al die 12 apostels. En jong, dit was, ja, ek kan nie die gode se naam onthou nie, maar die een God. En hy Petrus, hy het nou 'n nuwe naam gekry. Wie die naam uit? Petrus. Volgende ene, wat is sy naam?
Okay, nee, mag vir hom uit, maak dit Markus. Klink dit? Markus. Ja, Markus. Dan bid ons. Ja, ons aanbid nie gode nie, afgode nie. Nee. Dit visualiseer ons net om te dink aan Maria. Dit visualiseer ons net om te dink aan Petrus. Ja, dis 'n goeie plan. Visualisering. Dis al hoekom ons dis hier staan by ons nie ons God nie, daar's 'n magiese krag agter dit. Ja, okay, maar ons het 'n ander magiese krag agter dit. So julle gaan soontoe en ons gaan soontoe, maar ons bid maar nie dieselfde en lyk dit darm of ons 'n eenheid het. Man, ek dink die keiser gaan van dit hou. Hoor julle wat gebeur het? En op die einde het ons 'n klomp saints wat eintlik gekoppel is aan gode. Ons bid vir Maria en sy raak ons middelaar. Waar kom dit vandaan? Glad nie van die Bybel nie. Kom van 'n pagan oorsprong. En so het ons in 'n kompromie-tyd ingegaan en ons het begin gekomprimeer en dit het eeue gevat en baie stelselmatig het al hierdie heidendom in die kerk ingekom. En so het die afvalligheid in die kerk begin inkom en al hoe meer ryper geword en God het gesê hierdie ongeregtigheid. Onthou julle die ander vers wat ek julle gelees het van die leringe van duiwels. Dit kom nie van God af nie. Hierdie konsepte het in die kerk ingekom. En so het daar 'n tydperk van kompromie tot waar die liefde vir die waarheid weg is. Dit's wat hom teëgehou het. 2 Tessalonisense wat ek nou net vir julle gelees het. En ons kom toe in Thyatira in. En 538 kry die paus staatmag. En daar begin hy homself as God te sien. In Babylon kom Isebel, gaan lees bietjie vanaand wat gebeur. En toe kom daar 'n tyd van hervorming. 'n Tyd van hervorming. Ek sit net hierdie op, as ons die slides vir julle gee, kan julle hier deurgaan. En dis waar hierdie versie vandaan kom. God het die tyd van onkunde oorgesien. Dit kom by 538 se tyd en hierdie Bybel is nie beskikbaar in enige taal nie, behalwe Latyn. Hy's net beskikbaar in Latyn. Niemand kan hom lees, jy kan hom nie kopieer nie. Dit was 'n baie duur proses, net die rykes kon dit bekostig en op 'n stadium is dit sommer net onwettig om 'n Bybel te hê. So hoe het hulle geleer? Hulle het net geleer by oom priester en by tannie non. En waar het hulle geleer? By die vorige priester en non. Tot die priesters het nie eers hier uitgeleer nie. Martin Luther was al 'n doktor in teologie, toe het hy nog nooit die teologie boek gelees nie. Toe het hy vir die eerste keer die Bybel kon kry. En so word die leen ryp. Ek wil graag vir julle vertel van ou Martin Luther. En Martin Luther, hy gaan toe na Rome toe ou Julius II, Pope Julius II in beheer was en hy was besig om die Vatikaan oor te bou. Daai Vatikaan wat julle vandag sien, daai pragtige plek, hulle was besig om hom te bou. En dit was baie duur om hierdie plek te bou en hulle was besig om regtig iets fenomenaal aan mekaar te slaan. En hy kyk na dit en hy sien hierdie pragt en praal en hy dink aan sy armoede wat hy moet deurgaan en die armoede wat hy gelees het, Jesus deurgaan. En hy sien die kontras. En hy kyk na wat die priesters en die prelate aanvang en die losbandigheid wat daar is in Rome en dit pla hom. Dit pla hom baie. En toe gaan hy na huis toe, maar toe het ou Paus Leo aan bewind gekom, en want hy by Julius oorgeneem, want Julius het die plek bankrot gemaak. En Paus Leo vat dit toe verder, hierdie gedagtes van hom, om hierdie plek pragtig te maak, en hy maak die skatkis toe verder leeg, en daar is Rome bietjie bankrot, en hulle kry toe 'n baie slim plan. Hulle gaan besluit, hulle gaan aflate verkoop, en so gaan hulle geld inkry. En dis 'n samewerking tussen Rome, en die bankiers, en die staat, en die salesou. In Duitsland byvoorbeeld, het dit gebeur dat wat is sy naam? Daar is hy, Tetzel. Ou Tetzel, hy was die verkooppriester, hy kry 'n kat van die geld,
Maar die helfte van die geld sal in Duitsland bly, die ander helfte gaan Rome toe. So het hulle die ooreenkoms deurgegaan. So dis 'n samewerking tussen staat en kerk en besigheid. En Tetzel het verkondig soos Paus Bonifatius die 8ste 2 eeue vroeër gedoen het, dat die aflate deur die lewendes verkry kon word tot voordeel van die dooies. Priester, edelman, handelaar, vrou, seuns, meisies, hoor julle nie julle ouers en ander vriende wat dood is en wat uit die dieptes van die afgrond roep. Ons ly verskriklik pyn. 'n Klein almoes sou ons verlos. Jy kan dit gee. Hoekom sal jy nie? Op die presiese oomblik wanneer die geldjie in die kus val, ontsnap die siel uit die vagevuur en vlieg losgekoop na die hemel toe. So, hulle het hierdie iets wat weer eens nie in die Bybel is nie, as jy doodgaan, nou lewe jy aan. En dan gaan jy nou in die vagevuur in. Dis nou 'n, ek weet nie in Afrikaans nie, maar dis 'n tussenpose plek, waar jy dan nou 'n uur, jou sondes is klaar vergewe, volgens wat die Katolieke glo. Jou sondes is klaar vergewe, daar is aflaat. Jou sondes is klaar vergewe, is kwyt geskel jou sondes, maar nou wat nou gebeur, is dat jy moet nou eers bietjie skoon brand. In ander woorde, jy gaan vagevuur toe, en daar kan jy nou 'n uur brand, of 'n week, vir jaar, wat sê jou skoonma is, 100 jaar, jy weet, dit hang af wat jy alles aangevang het, en dan kan jy nou 'n lang tydperk, jy kan tot 1000 jaar, jy kan baie lank ook daar wees, want jy moet nou skoon brand. Nou die mense het dit regtig sterk geglo, en hulle glo dit nog vandag. Maar jy moet in hierdie vagevuur, want jy moet nou eers skoon brand. En wanneer jy dan nou skoon gebrand is, gaan jy nou hemel toe, dan is God nou tevrede. Sien julle die idee van Godheid wat hulle gehad het, die wrede God wat hulle gehad het, en het die idee van God. En so gebeur dit dat jy nou, as hy nou dood is, dan begin jy nou baie sleg voel, want jy weet, joh, my seun was nou baie stout. My oom is 'n stoute oom. Nou kan jy gaan, nou kan jy 'n pelgrimstog vat, en dan na Rome toe. En dan op pad Rome toe, dan moet jy nou klomp goedjies betaal en allerlei goedjies koop, soos 'n baie geldjies wat jy betaal vir hierdie vakansietjie. Dan gaan jy nou op hierdie pelgrimstrippie. Moslems baie dieselfde as moslems, né? Dan werk jy vir jou verlossing. Jy kry meriete so. En hoe meer meriete jy kry, hoe korter is jou tyd hier in die vuur. Dis nou die plan. So vergifnis kry jy by die priester, maar jy is nie skoon nie. Jy moet nou 'n bietjie brand. En dan, maar jy kan nou 'n plan maak. As jy nou gaan en jy gaan doen jou pelgrimstrippie, dan kry jy nou 'n aflaat kan jy gaan koop. En die aflaat gee vir jou minus 50 uur. Is seker hoeveel meriete wat hy nou vir jou gee. Maar jy kan nou hierdie koop nie vir jouself nie, jy kan dit nou gaan kry en jy kan dit vir jou oom kry. Want hy was regtig stout en jy wil nie graag hê hy moet nie so erg brand nie. Dan kan jy hom nou gaan vrykoop. En dis presies hierdie verhaal. So jy kan dit kry deur gebed, baie lang gebede en vas. Jy kan dit kry deur almoses wat jy gee vir die kerk. Deur pelgrimstogte. Natuurlik hierdie geldjie wat hy moet net ting maak, het hulle gesê net in die kassie. Ting. Dan gaan hy hemel toe. Dan is hy nou op pad. En so het hulle nou gegaan en die mense was baie opgewonde want hulle weet almal die vagevuur is op pad. So hulle het nou gaan betaal vir die verhaal. En so gebeur dit. Daar kom 'n man met Tetzel aan. Dis nou 'n ware storie. Julle kan dit lees, in 'n bietjie vroeër in my geval, in my slides kan julle later lees, maar hierdie ou kom aan, hy sê, luister ek is kwaad vir ou. Ek is baie kwaad vir ou. Ja. Sê jy vir my, as ek hierdie koop, dan kan dit my vrymaak vir wat ook al ek vir hom gaan doen
in die toekoms met hom gaan doen. En dit sal sê, ja, en hulle praat so, en hulle redeneer, eers is 10 stukkies, en toe word dit 30 stukkies. Vir 30 stukkies koop hy 'n papiertjie, wat om toe vrywaar vir wat ook al hy gaan doen teen hierdie ou waarvoor hy baie kwaad is. Hy gaan hom 'n bietjie bykom. En dit sal sê, is reg, jy kan vir 'n toekomstige sonde kan jy vandag betaal. Hy sê, ja, maar dit is nou 'n goeie plan. Baie dankie, en hy betaal sy 30 stukkies, ting, 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 ting. En hy het die papier, en hy's baie opgewonde. Jong, en nou Tetzel, hy trek daar weg, en tussen 2 dorpe is daar so woud. Toe wag hierdie edelman vir hom daar in die woud. Maar hy timmer vir hom. Hy timmer vir Tetzel. En hy vat al die geld. En sy 30 stukkies wat daar binne is. En hy vat die hele lot. En daar gaan hy. Ja, maar Tetzel, hy het nie Tetzel doodgemaak, hy het hom net so 'n bietjie pak slaag gegee. Jy weet, net so 'n bietjie bygedam. Ook gesê, is nonsens wat julle aanval. Maar Tetzel is kwaad. En hy hardloop daar, baie ontsteld hardloop hy. En hy kom daar aan by die koning. En hy moan. En hy gaan aan die priester en die regter toe, en hy moan, en die regter raak dan frustreerd, en hulle vang toe hierdie man, hierdie edelman, en hulle bring hom in. En hy sê, jy kan nie gedoen het, jy kan nie hierdie man goed gesteel, jy kan hom nie geslaan het nie. En hierdie man sê, wel ek het 'n papiertjie. En hy sit hom so op die tafel van die regter, en hy sê vir hom, ek het betaal spesifiek vir die daad wat ek gaan doen in die toekoms. En daai man het vir my gesê, God sê, dis reg. En die regter kyk so, hy sê, jy's vry om te gaan. Jy's vry om te gaan. So nou hierdie verhaal gaan aan, waar Martin Luther, hierdie ou Tetzel kom, en Martin Luther weier hom, daar by sy plek. Maar daar's nog steeds mensies wat gaan koop. En Martin Luther is baie ontsteld, want hy dink is verkeerd. En hy verklaar, en hy sê, hierdie aflate is nie Bybels nie, dis nie van God af nie. Hulle roof julle. En inteendeel, ek wil graag 'n stukkie lees. Net vir julle bysê, hulle verkoop dit tot vandag toe. Nou, tot vandag toe kon jy met 'n pelgrimstoggie ten minste, hulle kan jy soontoe gaan en hom kry, en jy moet 'n paar dinge doen, Hail Marys, ek weet nie wat jy alles moet doen nie, en dan kan jy nog steeds, indulgence is 'n aflate, kan jy gaan koop. Hulle glo dit tot vandag toe. Hulle het, ek het julle mos, nou die dag toe hulle ook, ek het die gisteraand het ek julle gewys ook, as jy abortus kry, kan jy nou vergifnis kry, en jy kan ook indulgences kry. Goed. En dan, hoe werk dit? Wat is die skatkamer van Marite? So hoe die pausdom werk, ek wil nie dit gou vir julle verduidelik, voordat ek Martin Luther se storie verder verduidelik. Die skatkamer van Marite, hulle glo hulle het 'n groot skatkamer van Marite, en die paus het die sleutel tot hierdie skatkis van Marite. So Jesus Christus het nie sy bloed gestort, hoef hy nie te gestort het nie, vir jou om jou sonde skoon te was. Nee, dit was vir Marite. So hy het nou 'n klomp, ongelooflik baie Marite, wat hy binne in daai kassie het. En Maria het onsaglik baie Marite, want sy het soveel meer goeie goed gedoen, as wat nodig was vir haar, dat sy nie hoef haar gevier toe te gaan. So as jy nou baie gedoen het in jou lewe, baie goeie is, soos wat is hy, die bekende non se naam? Teresa, ja. Teresa, man, sy is vandag 'n saint. As jy 'n saint is, beteken dit, jy hoef nie vir haar gevier toe te gegaan het nie, jy het baie goeie dade gedoen. En omdat jy so baie goeie dade het, jy extra Marite, meer is wat jy nodig het, en dan die extras kom waar? In die kus. En dan kan jy nou vra, en jy kan nou gaan in 'n aflaat gaan kry, vir van die extra Marite. So die paus het nou die sleutel van verlossing hierso, en hy vergewe aan die een kant, en aan die ander kant, die straf wat jy moet deurgaan vir jou sondes, het hy vir Marite, wat iemand klaar te veel het. En dan kan jy dit nou deur 'n pelgrimstog kry, of koop, verstaan wat ek sê. So dis hoe die stelsel, die konsep werk, en dit hardloop nog steeds vandag dieselfde. So hulle het 'n oormaat van, dis hoekom jy gaan bid vir Maria, want dan kry jy nou van haar Marite, baie Marite wat sy het. En dan, ek dink, sy draai na graf om as sy hoor. Ek dink sy spin al. In elk geval, die punt is, jy kan nou van hierdie Marite gaan haal.
So die paus deur sy amp het die sleutel het om hierdie geestelike skatkis te open en aflate toe te ken aan gelowiges wat aan sekere voorwaardes doen soos gebed. Jy kan baie lank bid met vas en alles saam met dit. Ou Martin het dit hard probeer. Boetedoening, sakramente, aankope ensovoorts. The treasury of merits consists of the superabundant merits of Christ, as well as the merits of the saints. The treasury of merit is one because of the communion of saints in the body, Christ being the head. The Catechism of the Catholic Church teaches the following about the treasury of merits. We also call these spiritual goods of the communion of the saints of Christ, of church treasury, which is not the sum total of the material goods which have accumulated during the course of the centuries. On the contrary, the treasury of the church is of infinite value, which can never be exhausted, which Christ's merits have before God. They were offered so that the whole of mankind could be set free from sin and attain communion with the Father. So met ander woorde, hulle verlossingskonsep gaan oor werke goed teenoor sleg. Dis soos 'n skaal. Dis hoe hulle dit sien. Glad nie regverdigmaking deur geloof nie. Hoor wat ek sê, dis werke. Hierso is maar net Blessed Virgin Mary, hulle pas dan net die saints het almal, dis nie net Jesus nie. Ek wou net hom bygesit dat julle net weet dit sluit in Maria en die saints, die sogenaamde saints en so aan ook in. Goed. So hier is die storie van die edelman wat ek julle vertel het. En Tetzel was ook skuldig aan verduistering op 'n stadium van hierdie gelde wat hy het so 'n bietjie van dit in sy sak gedruk. En hier kom dit. As stadspriester van Wittenberg het Luther gevind dat sommige van Tetzel se aflate in die biegstoel aangevoer is. En dit het blykbaar as God se roepstem op hom gewerk om wakker te word en tot 'n gevoel van ernstige verantwoordelikheid. Met ander woorde, die ouens, as hulle kom jammer sê, dan sê hy goed, jy is vergewe, maar dan sê hulle maar, is eintlik nodig, ek het klaar 'n brief hier wat sê ek gaan reguit hemel toe. Go past, don't past beginning, né? Gaan reguit hel toe. Nee, hemel toe. Ekskuus, gaan begin toe. Kry sommer 400 randjies. In ander woorde, hy het klaar uit die ding klaar gekoop. Dit maak dit vir Luther baie ontstel. Dit het hom regtig ontstel. Die aflaatkoper hiervan hoor deur sy misleide slagoffer. Met ander woorde, hy het toe nou teen dit begin praat. Ek weet nie die volgende wat hy gesê het. Luther se volgende stap was om 'n brief van eerbiedige protes te skryf aan aartsbiskop Albert van Mainz en Magdeburg. Magdeburg. Kom ons haal 'n paar sinne uit hierdie brief aan. Die regverdige sal skaars gered word, skryf hy. So nou is die weg wat na die lewe lei. Diegene wat gered word in die skrif genoem brandhout uit die vuur gered. Oral herinner die Here ons aan die moeilikheid van verlossing. Hoe durf hierdie manne dan arme siele laat glo dat hulle seker van verlossing is, bloot op grond van gekoopte aflate en nietige beloftes. So hy is regtig ontstel. Julle kan nou hoor, hy is ontstel. So toe gaan hy op die allerheiligste dag het Luther die protes teen aflate, wat hy reeds aan die aartsbiskop gestuur het, voorgelees aan die volgepakte gemeente. So toe preek hy hierdie preek nou, en hy sê vir hulle, dis nonsens hierdie aflate. En hy sê, maar dis 'n nou poort, weet, dit is 'n moeilike pad wat ons moet kry. Julle kan dit onmoontlik koop, ek kan hom net hoor. En toe die diens verby was, het hy deur die skare gestap na die buitepilare van die kerk se hek, en daar op 31 Oktober 1517 het hy sy 95 stellings aan die hek vasgespijker. En daar begin die protestante beweging.
Hoekom het die protestante beweging begin? Want dit is totaal nonsens dat jy geld kan betaal om in die hemel te kom. Die Here het dan gesê, dis verniet. Dis verniet. En dit is die begin gewees van hierdie ongeregtigheid het ryp geword. Hulle het gesien, maar hier is 'n probleem, presies soos 2 Tessalonisense vir ons verduidelik het. Die ongeregtigheid gaan dan geopenbaar word. Met ander woorde, daar kom 'n afval, en die afval word ryp, en dan wat gebeur? Dit word geopenbaar. En daar begin 'n revolusie teen die verhaal. What led to the Protestant Reformation? Luther despised the selling of indulgences. The question of indulgences led to the inquiry of how a man is forgiven. Toe begin hulle alles ondersoek. Toe begin hulle, maar die probleem is die Bybel is in Latyn geskryf. En om dit nou erger te maak, toe hulle mos Luther vang, en toe gaan hy, en hy sit in 'n kasteel waar ek ook was, in 'n klein kamertjie, en hy begin die Bybel te vertaal na Duits toe. Sodat almal kan sien wat die verlossing is. Nou, ek wil net gou vir julle verlossing verduidelik vir 'n oomblik, net vas te maak dat julle weet. Hierso sê dit: maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee. En hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. In ander woorde, hierdie verhaal is vir hoe lank? 1260 jaar vertrap hulle hierdie gedeelte. Wat gebeur hierso? Jy het hier ingekom met jou lammetjie, dan het jy, die priester het sy hande en sy voete daar gewas, amper soos nagmaal konsep, en dan het hy gegaan, en dan het hy die lammetjie, het jy die keel gesny, en die bloed is opgevang deur die priester. Dis as gevolg van die bloed wat gevloei het, dat jy kan weet jou sondes is vergewe. Daar moet dood wees, daar moet bloed wees vir vergifnis van sonde, sê Hebreërs vir ons. Sonder bloed is daar nie vergifnis van sonde nie. So ons word skoongewas deur die bloed van Christus. Ons word verlos deur die feit dat hy in my plek gesterf het, dat sy bloed vir my gevloei het. Omdat sy bloed vir my gevloei het, is daar verlossing vir my, en ek glo daarin, en omdat ek daarin glo, word ek deur die geloof gered. Ek word deur die geloof gered, en gereinig deur sy bloed. So wat het hulle nou hier aangevang? Hulle haal die hele stelsel weg. Hulle sê nee, Jesus het nie gesterf, sy bloed het gestort vir jou, in die plek vir jou gesterf nie, want die loon van die sonde is die dood. So as die loon van die sonde, die oortreding van God se wet, het ek vir julle laas gewys, of om God se wil nie te doen nie, dis sonde, en die oortreding daarvan veroorsaak dat jy moes sterf. Nou om jou uit daai seker dood te red, het Christus in jou plek kom sterf, sodat jy die loon van die sonde, die oortreding van God se wet, nie hoef deur te gaan nie. Ek hoef nie daai straf te kry nie. En omdat ek nie die straf hoef te kry nie, want Christus het in my plek gesterf, is ek nou regverdig gemaak deur sy bloed. Ek glo dit, deur my geloof is ek gered. En dis hoe ek gered word. En nou wat gebeur hierso? Hulle sê nee. Jesus se werke, omdat hy soveel mense gesond gemaak het, hy het 'n klompie kos gegee, en te weer 'n klompie kos gegee, hy het 12 mense opgelei en 'n paar ander, hy het die duiwels uitgedrywe, dit is fantasties, maar wat doen hulle met dit? Hulle vat daai as meriete, o ja, en hy het ook gesterf, hy het ook gesterf uit liefde vir jou, nie om jou te verlos nie, hoor my mooi, hulle sê uit liefde vir jou, en daai sterf is alles die meriete, en oom Paulus het die sleutel, en hy kan dit vir jou gee. So hulle het hierdie vertrap, net soos wat gesê is, maar die voorhof buitekant die tempel, moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee, en hulle sal die heilige stad 42 maande, moet dit nie meet nie, moet dit nie gaan kyk nie, want ja, vir 42 maande gaan dit vertrap word. Was dit vertrap?
As jy die hele inteendeel, hulle vat die hele nagmaal en die nagmaal se simbole kom hier uit. Dis die bloed wat ons drink wat ons reinig. Simbool. Dis die liggaam wat Christus, daai skapie wat dood is. Dis my liggaam, sê die Here, wat ek neem en eet. Dit is die hande en voete wat Jesus gewas het. Die priester het die hande en voete gewas vir skoon was. Die simbole is alles daar en hulle vat die hele verhaal. En hulle maak 'n nuwe ding wat hulle nagmaal noem. En ewe skielik kruisig hy elke keer vir Jesus en die nagmaalbroodjie word fisies sy liggaam en dit word 'n hele ritueel op sy eie, niks met die bloed wat jou reinig te doen. En hierdie vers is die hoeksteen van protestantisme en die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word alleen, het Martin Luther gesê, deur die geloof sonder die werke van die wet. Ek word geregverdig omdat ek sulke goeie werke doen. Man, ek is fantasties. Het jy gesien ek het op my tannie se pakkie oorgedra? Ek het nie geskree nie. Ek was goed geweest. Klomp en ek was op 'n pelgrimstog. Word ek gered deur goeie werke? Glad nie. Dis net deur Christus se bloed wat my skoon was. En ek glo daarin. Deur die geloof, glo, dis hoe ek geregverdig word. Ek praat nie van heiligmaking, ek praat van regverdigmaking. Dis hoe ek verlos word. Kom ons lees Galasiërs 2 vers 16 wat hand aan hand daarmee gaan. Terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus self. Ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus. Nie uit die genade van Christus of uit die werke van Christus nie, maar om te glo. Ek wil hê julle moet dit mooi verstaan, want hier kom net oor 'n verdraaiing. En ek wil hê julle moet besef daar kom 'n verdraaiing. Het ek gesê ek gaan kort preek, nou is dit al klaar 8 uur. Okay. Daai sê net vir ons dat dit is die hoeksteen waarop protestantisme gebou is. En daarop volg natuurlik, ek wil julle net gou gesê waar werke inkom. Ek word gered deur geloof in wat Christus vir my gedoen het. Die feit dat hy sy bloed vir my gesterf het, is ek skoon gewas. Dis hoe ek gered word. Wat is die werke? Nee, dis 'n gevolg van die feit dat ek gered is. Wil ek uit liefde goed doen vir die Here. Nie om my te red nie, maar omdat ek gered is. Ek sal julle 'n nuwe hart gee. Die Here sê hy gaan vir my 'n nuwe hart gee. 'n Nuwe gees in julle binneste. En ek sal die hart van klip uithaal en julle 'n vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. Met ander woorde, die Here sê hy sal my kliphart uithaal en dit is 'n bewys dat ek gered is. Nie om my te red nie. Maak dit sin? Kan ek sê ek is 'n kind van God en ek doen wat hy wil hê, maar ek slaan my vrou elke dag? Vanaand sê ek jammer, môre ontslaan ek alweer. Is ek regtig jammer? Nee, die Here moet my hart verander dat ek haar liefhet en haar koester. Dan weet ek hy werk werklik in my. Ons word nie gered deur die wet te hou nie. Ons hou die wet omdat ons gered is. Goed. Ja, wat gebeur? Daar gebeur die hele revolusie, die protestantse beweging van daai tyd af en hulle hervorm. Ek bedoel tot Martin Luther wat 'n priester is gaan trou toe 'n non. Hulle idee te gee. Verstaan? In ander woorde, hy gaan red die nonne uit die klooster uit. En toe trou hy een. Ek weet nou nie hoekom hy gered nie, maar blykbaar het een van die nonne van hom gehou of ietsie daar gebeur, maar ek sal ook 'n non gaan red as ek al like. Jy weet, maar die punt is, hy gaan toe en hy gaan red toe die nonne. En hy trou toe met haar. Die nonne storie is uitgesorteer.
lang lyste van dinge van hervorming wat besig plaasgevind het. Al die heidendom wat in die kerk ingekom het, word toe stuk vir stuk gehervorm. Stuk vir stuk gehervorm. En hier sit ons vandag. Wat het die Luterane gedoen? Hulle gaan toe en hulle en die Katolieke en hulle kyk of hulle nie kan versoen. En hulle sê nou maar waaroor het daai 95 stellings gegaan? Ons kyk of ons bietjie kan versoen hierso. Want ons is tog almal Christene. En wat gebeur het in die agtergrond is die liberale Luterane en die liberale Katolieke begin toe 'n bietjie gesels. En die liberale ekumene, hulle en die liberale Katolieke begin toe saam kerk hou. En hulle ontvang die Gees soos hulle dit nou ontvang saam en hulle sing saam dieselfde liedjies en hulle sê ons kan een wees. So die hele protestante beweging as gevolg van wat hulle glo, ewe skielik word doktrines wat jy moet glo eenkant geplaas. En gesê kyk hoe kan ons by mekaar kom. Most of the Christian world know that something dramatic happened in Augsburg, Germany, on October 31st, 1517. On that day, an obscure monk named Martin Luther ambled up to the north door of the castle church in Wittenberg and nailed 95 theses on the door. What many Christians may not know is that on October the 31st, 1999, 482 years after Luther lodged his protest, and another dramatic event took place on the very site, choosing the very same day and location of Luther's challenge, representative of the Roman Catholic religion and the Lutheran World Federation signed an agreement entitled Joint Declaration on the Doctrine of Justification, hailed by some enthusiasts as the end of the Roman Catholic Protestant divide. The document has received much press and attention world over. So hier begin 'n verhaal waar die kerke weer by mekaar kom en hierdie dodelike wond begin genees. Hulle verenig nie so seer op doktrines nie, maar op die feit dat hulle graag net een wil wees en graag maar net saam wil loop en hoe kan ons 'n kompromie kry? Klink dit soos die eerste 300 na Christus? En hulle teken 'n joint, daar teken hulle die ding. Presies oor justification by faith. Dis waaroor dit gegaan het. Wat het hulle gedoen? Maar nie net hulle teken dit nie. Die Wêreld Methodist Raad teken dit in 2006. Die Anglikaanse Konsultatiewe Raad 2016. Die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke in 2017. Dis basies soos daar is die Luterane, hier is die Calviniste. En nog, by die FSA 2019, dis vrye partye, hulle gaan teken dit. Wat sê dit? Ek wil net eers hierdie vir julle gelees het. First and foremost, the Joint Declaration of Justification is not representative of the conservative wing of Lutheranism. Met ander woorde, hier's 'n klomp konservatiewe ouens wat sê, ouens, ons kan nie hierdie ding teken nie. Dis nie reg nie. Dis hoekom ek gesê, God se volk staan op, soos Luther opgestaan het. Dis tyd om te besef, maar die hele wêreld is besig om agter hierdie vrou weer aan te loop en ons besef dit nie. Gelukkig is daar 'n klomp wat dit besef. Daar's 'n klomp Luterane wat sê nee, ons kan dit nie doen nie. In Openbaring 18 vers 4 sê dit, kom uit daar uit my volk, uit hierdie stelsel uit, kom uit. Waar is God se volk? Binne in die kerke. Met ander woorde, daar's 'n klompie wat sê nee. Dankie tog. Dankie tog.
My tyd raak uit. Ek wil net vir julle gelees hoe die ekumene ingetrek is deur hierdie man Tony Palmer. En kom ek speel maar net die videoetjie gou-gou. Oeps. Vir julle. Because in 1999, the Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Church signed an agreement that brought an end to the protest. Luther believed that we were saved by grace through faith alone. Amen. But that's not it. The Catholic Church believed that we were saved by works. And that was the protest. In 1999, they wrote this together. Because in the Protestant church, we had a lot of cheap salvations. People were getting born again, but no fruit whatsoever. And because we didn't even look for fruit, it wasn't the issue, because it wasn't necessary for salvation. And no, it's not. But it's a good judge if you are saved. So what these two churches did, they put the two definitions together. Listen to it. I'm reading verbatim from the Catholic Vatican website. Justification means that Christ himself is our righteousness, in which we share through the Holy Spirit in accord with the will of the Father. Together we, Catholics and Protestants, Lutherans, believe and confess that by grace alone, in faith in Christ's saving works, and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping and calling us to good works. This brought an end to the protest of Luther. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours. Hier is die presiese woorde. By grace alone. Hoor julle die verskil? Dis baie onderduims. Want dis by faith alone. Nou hoef ons nou te glo in iets wat Christus in my plek gedoen het. En nou is dit skielik by grace alone, in faith in Christ's saving works, and not because of any merit, daai merite wat hulle het, on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit. Nou ek het 'n vraag vir julle. Ons water dit af. Ons kan redeneer in ons kop en sê, okay, dit is genade. Want dit is deur genade dat Jesus vir my vergifnis gee. Weet, dit is genade. Maar genade is nie wat my red nie. Wat red my? Die bloed. Die bloed dat hy vir my gesterf het, red my. Deur genade gee hy dit vir my. Maar nou kan ons die ding begin draai in ons koppe en wat probeer inpas hierso, as ons wil. En dis wat ons doen. Dis wat die wêreldkerke doen. Hulle draai die ding nou maar in hulle koppe en hulle sê skielik dis nie meer deur die geloof nie, maar dis nou deur genade. Want dit is so half gekoppel, dis so 'n bietjie te mekaar. En dan in faith in Christ's saving work. Maar as jy 'n Katoliek is, dan sê jy ja. Ja, dis sy werke wat ek hierso kan koop deur 'n indulgent, deur 'n aflaat. Ek kan sy werke koop. As jy nou 'n protestant is, dan sê jy in faith in Christ's saving work. Ja, sy saving work was die feit dat hy nou dood gegaan het. Sien julle hoe kyk die protestante in een rigting en die katolieke met dieselfde woorde verstaan heeltemal iets anders. Ek bedoel, hulle verkoop nog steeds aflate. En dis nog steeds die meriete van Jesus wat hulle verkoop. En hulle of ten minste jy kan dit gaan kry met 'n pelgrimstog en 'n gebed en 'n dingetjies. In 'n ander woorde, jy moet werk vir hierdie meriete en dis meriete, dit gaan niks oor die bloed nie. Want die bloed is nie weg. Daai geloof wat hy gedoen het, jy hoef nie te glo nie. Dis nou genade alleen.
Hulle moes 'n bietjie kompromissie gee hierso om hierdie ding te laat werk, maar wat die protestant glo wat daar staan en wat die katoliek glo wat hier staan, is dit dieselfde? Nee. Die katoliek het soveel verander. Hy verkoop of gee nog steeds aflate weg. Die vorige paus het tot gesê, ek kan 'n aflaat kry as jy my tweet like. Nou deur 'n like van 'n tweet gaan jy skielik nie so lank in die hel brand of die vage vuur brand nie. Hoe kom ons op 'n punt waar ons 300 na Christus dieselfde gedoen het? Toe ons skielik nonne gevat het. Want die ander lot sien 'n non as 'n tempelmaagd en ons sien hom as dis iemand vir Jesus. Hierdie ene sê ons sal bid vir Pluto of wie ook al daai God se naam is, die ander sê ek bid vir Petrus. Hierdie ene sê ons bid vir Maria en die ene sê ons bid vir Madonna. Dis presies dieselfde as 300 na Christus. Ons besig om 'n kompromie op die tafel te sit en ons verenig onder 'n valse godsdiens. Verstaan julle nou toe ek die eerste aand gesê het, maar die misleiding kom hoe hier aan. Ek is so bly daar's mense wat sê nee, ons kan nie. Want as jy aan hierdie man gaan vashou, het ons gelees wat gaan gebeur. Met die asem van sy mond het die Here hom verdelg. Jesus het vir jou met sy bloed betaal. Moenie ons doktrines opgee vir eenheid nie. Eenheid met die duiwel nie. Met sy trawante nie. Ekskuus, ons moet nou vinniger hardloop. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van die sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word en voorwerp van aanbidding, sodat hy in die tempel van God sal sit en voorgee dat hy God is, hy deel die meriete uit. By wie kry ons, as jy katoliek is, by wie kry jy die genade? By die paus. As ons, by wie kry ons die genade? By Jesus. Hoor julle? Dis 'n misleiding. Daai statement is vol van misleiding. Dan het begin, ons moet nie begin drink van hierdie wyn van die grimmigheid van hierdie vrou nie. Openbaring 17. Daar's 'n wyn, die simbool is, dit is 'n goue beker vol van haar grimmigheid, vol van haar misleiding. Wat sy gee vir die wêreld om te drink. Want die Here, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg deur die verskyning van sy wederkom tot niets sal maak. Ons moet besluit wie sal ons volg. Gaan ons soos Martin Luther staan vir wat reg is? Of gaan ons so stukkie vir stukkie maar arm vat onder die naam van gevoel godsdiens? En daarom, ek het nie vir julle net hierdie stuk gelees nie. Die volgende 2 verse. Daarom sal God hulle van die dwaling stuur om die leuen te glo. Het 'n keuse. As jy nie wil hoor wat sê die Bybel nie, dan gaan jy stukkie vir stukkie van hierdie leuen van Babylon se drank begin drink. Sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehaat het in die ongeregtigheid. Dis jou keuse. Dis jou keuse. Okay julle, ek gaan nou nie die tweede helfte doen nie. Hier het ek julle maar net gewys, die volgende gedeelte is waar die Bybel te vertaal is, wat voorspel ook is, die Bybel sal vertaal, die waarheid het deurgekom, almal op een slag, die hele revolusie, die protestantisme het begin, en God het voorspel, vir 3,5 jaar sou die Bybel dood wees, en dit het so gebeur,
En hy het weer 1798 is dit 'n roep en op die einde is al die Bible Societies direk daarna so ontwikkel, presies soos voorspel is. Die Here wil hê ons moet die waarheid hê. Die Here wil dit hê. Ja, daar sou 'n afval kom en God se kinders het opgestaan. Dis tyd dat ons opstaan vir die waarheid. Hier en daar begin die Satan inkom. Nee, ek het gisteraand iets van die NG Kerk gewys. Ek sê nie al die NG Kerk glo nou skielik in die pauslike 10 gebooie nie. Nee, dis nie wat ek sê nie. Ek sê daar's mense in die NG Kerk wat besig is om dit te promoveer. Gelukkig die meerderheid glo nog die 10 gebooie en nie die Bybel. Maar ons moet pas op wat besig is om in te kom, want die Here het voorspel dat hierdie ene se wond sal genees en die hele wêreld het verwonderd agter hierdie dier aangeloop. En die hele wêreld se godsdienstkerke, se hoofde, het ek vir julle gewys, waar is hy nou? Het geteken. Die groot meerderheid van die hoofkoppe het geteken. En gesê, kom ons vat by hande. En die hele wêreld het verwonderd agter hierdie dier aangegaan. Mag ons soos die konservatiewe Lutherane sê nee. Sal vashou aan ons geloof. Sal vashou waar Johannes is voorgesterf het. Waarvoor hoeveel mense gevlug het. Waarvoor jou voorouers na hierdie land toe gevlug het. Om aan hierdie Bybel en die Bybel alleen vas te hou. Kom ons staan op. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Heer, waar ons sien, U het voorspel van hierdie afval wat sou gebeur. U het 7 keer in die Bybel vir ons gewys dat daar 1260 jaar van totale afvalligheid sal wees. Maar teen die einde van hierdie tyd sou daar 'n beweging opstaan, soos hierdie valsheid gaan ryp word. Tot op 'n punt waar hierdie valsheid nie meer kan regeer nie en 'n dodelike wond kry. En ons sien dit gesien, my God. En ons sien hierdie dodelike wond is besig om te genees en die valsheid is besig om die kerke in te suig, stuk vir stuk. Ek sê dankie vir soveel mense in die kerke wat opstaan en sê, ons kan nie so aangaan nie. Ons kan nie in hierdie afvalligheid voortgaan nie. Ons wil in U woord en U woord alleen vashou. En liewe Heer, U het gesê in Openbaring 18 vers 4, roep U kinders uit Babylon uit hierdie vrou se beweging uit. En ons wil graag hoor en deel wees van U volk wat hoor, wat nie meer deel het aan haar sondes nie, maar vashou aan U geloof. In Jesus naam, amen.